Voel jy oorweldig deur die soeke na antwoorde oor auditiewe persepsies en uitvalle? Ek het die antwoorde wat jy soek. Ontdek die geheime om vroeë identifikasie te bevorder. Kry handige wenke oor hoe om 'n ondersteunende omgewing by die huis te skep. En ontdek die kragtige impak van terapeutiese samewerking. Elke ouer verdien 'n padkaart vir hul kind se sukses. Hier is joune. Klik gou die subscribe knoppie, like en share die video. En onthou, hierdie video is gemaak deur 'n juffrou met 'n passie om te help. Geen mediese kenner of terapeut nie. Maak altyd seker by jou kind se juffrou of kry mediese hulp in die vorm van 'n spesialis-dokter of terapeut. Gaan kyk gerus na al ons ander video's in hierdie reeks wat handel oor terme te doen met perseptuele vaardighede en uitvalle. Auditiewe persepsie. Dit is die vermoë om goed te kan hoor en dit wat jy hoor te verstaan. Moontlike uitvalle. Sukkel om instruksies te volg. Vind dit moeilik om geselskap te geniet wanneer daar baie geraas is. Sukkel met die identifisering van verskillende klanke. Probleme met die identifisering van woorde in raserige omgewing. Sukkel om die begin, middel en eindklanke van woorde te onderskei. Voorgestelde aktiwiteite. Speel klank-identifiseer speletjies soos wat hoor ek, waar 'n kind moet raai watter klanke ouer maak. Luister na verskeie soorte musiek en identifiseer die instrumente wat gebruik word. Sing kinderliedjies en moedig jou kind aan om klankpatrone te herken. Vertel stories met klankeffekte en vra jou kind om die geluide na te boots. Speel vir jou kind geluide uit die omgewing en laat jou kind raai wat dit is. Auditiewe diskriminasie. Dit is die vermoë om tussen verskillende klanke te kan onderskei. Moontlike uitvalle. Sukkel met die onderskeiding tussen woorde wat soortgelyk klink, soos kat en mat. Sukkel om die klanke in woorde te identifiseer. Probleme met die herkenning van klanke in stilte of in 'n raserige omgewing. Sukkel om klankverskille in tale te identifiseer. Sukkel met die identifisering van letterklanke en die korrekte uitspraak. Voorgestelde aktiwiteite. Speel rymspeletjies om die vermoë te ontwikkel om klankpatrone te herken. Luister na verskeie klanke en vra jou kind om te identifiseer watter een anders is. Speel klanklotto deur prente met verskillende klanke te gebruik en jou kind moet die regte prent met die regte klank identifiseer. Leer kinderliedjies wat rym en moedig jou kind aan om die liedjies te herhaal. Praat oor alledaagse klanke in die omgewing. Auditiewe geheue. Dit verwys na die vermoë om inligting wat jou kind hoor te onthou en suksesvol te herroep. Moontlike uitvalle. Sukkel met die uitvoer van instruksies, veral wanneer dit 'n paar stappe insluit. Vind dit moeilik om liedjies te onthou of te sing wat hulle voorheen gehoor het. Sukkel om stappe te onthou vir lank genoeg om 'n taak te voltooi. Sukkel met die onthou van stories of gebeure wat hulle gehoor het. Probleme met die herroeping van inligting tydens gesprekke. Voorgestelde aktiwiteite. Speel maklike geheue speletjies soos ek gaan op 'n piknik en ek neem saam. Vertel kort stories en vra jou kind om die belangrikste elemente te onthou. Moedig jou kind aan om te luister na instruksies en hulle dan na te doen sonder om weer te vra. Leer liedjies aan met 'n eenvoudige refrein wat jou kind kan onthou en saam kan sing. Herhaal belangrike inligting gereeld en gebruik rym of melodie om dit makliker te maak om te onthou.
Auditiewe prosesering. Dit is die vermoë om inligting korrek te hoor, vinnig en akkuraat te verwerk en die opdrag korrek uit te voer. Moontlike uitvalle. Sukkel om geselskappe in 'n raserige omgewing te volg. Sukkel om inligting vinnig te verwerk, veral tydens 'n geraas. Vind dit moeilik om woorde of patrone vinnig te identifiseer. Probleme met die voltooi van take wat 'n vinnige reaksie vereis, soos speletjies of aktiwiteite. Sukkel om te fokus op 'n gesprek as daar ander geluide is. Voorgestelde aktiwiteite. Speel luisterspeletjies waar jou kind 'n klank moet identifiseer, so vinnig as moontlik en herhaal. Praat stadiger en duideliker met jou kind om hulle te help om die inligting beter te verwerk. Moedig jou kind aan om te luister na stories en dan 'n kort opsomming te gee van wat hulle gehoor het. Speel maklike ritmiese speletjies om die vermoë te ontwikkel om klankpatrone vinnig te verwerk. Leer jou kind om hulle hand te lig as hulle wil praat in 'n raserige omgewing, sodat die aandag op hulle is terwyl hulle praat. Auditiewe opeenvolging. Dit verwys na die vermoë om dit wat jou kind hoor in die regte volgorde te herken en te onthou om opdragte suksesvol te kan uitvoer. Moontlike uitvalle. Sukkel met die volgorde van die alfabet of tel. Sukkel om rympies of liedjies te onthou. Sukkel met die uitvoering van instruksies met verskeie stappe. Ondervind probleme met spelling. Sukkel om langer stories of instruksies te volg. Voorgestelde aktiwiteite. Sing rympies of liedjies saam en moedig jou kind aan om dit na te boots. Maak gebruik van visuele hulpmiddels soos prentjies of kaarte om instruksies te illustreer. Speel geheuespeletjies waar kinders die volgorde van items moet onthou. Vertel eenvoudige stories of instruksies en vra jou kind om die volgorde te herhaal. Moedig jou kind aan om self eenvoudige stories of liedjies te maak en te deel. Auditiewe sluiting. Dit is die vermoë om volledige konsepte of woorde te verstaan, selfs wanneer nie alle inligting duidelik gehoor word nie. Moontlike uitvalle. Vind dit moeilik om eenvoudige woorde te verstaan in 'n storie of gedurende instruksies. Vind dit moeilik om die betekenis van 'n gesprek of verhaal te verstaan. Sukkel om sin te maak van opdragte wat in dele verdeel is. Sukkel met die identifisering van woorde in 'n raserige omgewing. Sukkel om te fokus in 'n raserige omgewing. Voorgestelde aktiwiteite. Lees stories voor en moedig jou kind aan om die storie te herhaal. Speel klankspeletjies waarin jou kind woorde moet identifiseer deur slegs 'n deel van die klank te hoor. Skep kalm, stil tye waar jou kind kan luister na geluide om hulle en probeer om die bronne te identifiseer. Praat oor omgewingsgeluide terwyl jy buite stap. Oefen luistervaardighede deur speletjies te speel waar jou kind moet luister vir spesifieke klanke of woorde. Auditiewe analise en sintese. Dit behels die vermoë om woorde in klanke te deel, terwyl sintese die vermoë is om klanke te kombineer om woorde te vorm. Moontlike uitvalle. Sukkel met die identifisering van individuele klanke in woorde. Sukkel om nuwe woorde korrek uit te spreek. Vind dit moeilik om woorde te bou of te verstaan deur klanke te kombineer. Sukkel om nuwe spelwoorde te onthou. Sukkel om klanke saam te voeg om woorde te bou. Voorgestelde aktiwiteite. Maak gebruik van klankblokkies of kaarte om woorde in klankdele op te breek en dan weer saam te stel. Speel rymspeletjies om die verband tussen klankpatrone te versterk. Moedig jou kind aan
om nuwe woorde klank vir klank uit te spreek. Skep speletjies waar jou kind woorde kan bou met blokkies of ander voorwerpe. Lees boeke wat ryk is aan klankpatrone en herhaal klanke saam met jou kind. Auditiewe verwerkingsprobleme. Dit verwys na die vermoë van 'n kind om korrek te luister en te verstaan wat gesê word. Moontlike uitvalle. Struikel met die volgorde van instruksies. Sukkel om stories of liedjies te onthou. Verwarring oor klanke in woorde. Probleme om omgewingsgeluide te identifiseer. Ontkenning of onbewustheid van ander se spraak. Voorgestelde aktiwiteite. Luister na stories waar die klanke baie herhaal word en bespreek dit na afloop. Speel maklike luisterspeletjies soos Simon Says. Moedig kinders aan om klankpatrone na te boots en te herhaal. Bou klankgeheue deur geluide in die omgewing te benoem. Speel klankonderscheidingsspeletjies waar kinders verskillende klanke moet identifiseer. Fonemiese bewustheid. Dit is die vermoë om aangeleerde fonetiese klanke in woorde te herken en saam te voeg om nuwe woorde te lees. Moontlike uitvalle. Onvermoë om individuele klanke in woorde te identifiseer. Sukkel met die onderskeiding tussen klanke. Sukkel om klankpatrone in woorde te manipuleer, soos rym of klankvervanging. Probleme met die identifisering van klankverskille in woorde. Swak ontwikkeling van lees- en skryfvaardighede. Voorgestelde aktiwiteite. Speel rymspeletjies waar kinders woorde met dieselfde klankpatrone identifiseer. Oefen klankvervanging deur woorde te manipuleer. Byvoorbeeld kat verander na mat. Gebruik klankkaarte om klankkonsepte visueel te illustreer. Moedig kinders aan om klanke hardop te herhaal en te identifiseer in 'n omgewing. Lees stories saam en fokus op die klankstrukture van die woorde. Gebarste oordrom. Dit beteken dat die oordrom van jou kind gebars het, as gevolg van die drukking in die oor of 'n langdurige infeksie, wat kan veroorsaak dat hulle nie goed kan hoor nie. Moontlike uitvalle. Klagtes oor oorpyn, verminderde gehoor, 'n waterige afskeiding uit die oor, moontlike gevoel van drukking in die oor, voel geïrriteerd en ongeduldig. Voorgestelde aktiwiteite. Praat rustig en duidelik met jou kind en moedig hulle aan om te antwoord om te verseker dat hulle jou kan hoor. Bied kalmerende aktiwiteite aan soos lees of rustige speletjies om stres te verminder. Verseker dat jou kind genoeg rus kry om te herstel. As daar erge pyn of ander simptome is, raadpleeg 'n dokter vir behandeling. Middeloorinfeksie. Dit beteken dat daar infeksie in die middeloor van jou kind is, wat kan lei tot gehoorprobleme en ongemak. Moontlike uitvalle, herhaalde klagtes van oor- of hoofpyn, verhoogde geïrriteerdheid of ongemak, 'n verhoogde neiging om aan die oor te peuter of te vryf, verminderde eetlus of slaapprobleme, waterige afskeiding uit die oor. Voorgestelde aktiwiteite. Moedig jou kind aan om voldoende water te drink om hul immuunstelsel te versterk. Hanteer jou kind se oortjies versigtig en moedig hulle aan om nie te peter of te friemel nie. Hou jou kind se slaapplek skoon en vry van stof en ander allergene. Moedig jou kind aan om handewaspraktye te volg om die verspreiding van infeksies te voorkom. Raadpleeg 'n dokter vir mediese behandeling en opvolging. Gehoorverlies. Dit beteken dat jou kind nie goed kan hoor nie, wat 'n impak kan hê op hul kommunikasie en leerervarings. Moontlike uitvalle. Vind dit moeilik om instruksies te volg.
vrae wat gereeld herhaal moet word, onvermoë om geluide in die omgewing te identifiseer, 'n verhoogde volume in spraak of televisie kyk, vriende of familielid wat opmerk dat jou kind nie reageer op geluide nie. Voorgestelde aktiwiteite. Sorg vir 'n rustige omgewing vir kommunikasie en leer. Gebruik visuele hulpmiddels soos prente of gebare om boodskappe te versterk. Praat duidelik en stadig met jou kind en verseker dat hulle jou gesig kan sien terwyl jy praat. Speel gehooraktiwiteite soos klank of rymspeletjies om gehoorvaardighede te verbeter. Konsulteer 'n gehoorspesialis vir 'n gehoortoets en om die beste benadering vir behandeling te bespreek. Gehoorgestremdheid. Dit verwys na die moeilikheid om korrek te hoor en te interpreteer wat gesê word. Dit kan verskeie redes hê, insluitend gehoorverlies, swak verwerking van klanke of 'n gebrek aan aandag vir klanke. Moontlike uitvalle, moeilikheid om aanwysings te volg, onvermoë om woorde korrek uit te spreek, swak reaksie op name of geluide, gereelde vrae vir herhaling van instruksies, vermoeidheid of frustrasie wanneer in 'n raserige omgewing. Voorgestelde aktiwiteite. Sing liedjies saam en moedig deelname aan die refrein aan. Maak klankherkenningsspeletjies soos om verskillende dieregeluide na te boots. Lees saam 'n storie en vra jou kind om die storie te herhaal. Speel luisterspeletjies waar kinders moet identifiseer watter klank waar vandaan kom. Skep 'n rustige leeromgewing met min agtergrondklanke om klankwaarneming te verbeter. Wasproppe. Dit vorm in die binnekant van die oor wanneer was ophoop as gevolg van 'n infeksie. Dit moet deur 'n spesialis verwyder word. Dink maar net aan Shrek. Moontlike uitvalle. Moeilikheid om klankpatrone te herken, soos rympies. Onvermoë om klanksoorte te onderskei, soos die verskil tussen p en b. Swak uitspraak van woorde. Vind dit moeilik om woorde na te boots of te herhaal. Verwarring tussen klank en letterforme. Speel klankidentifikasiespeletjies met klankkaarte of klanklegkaarte. Luister na stories en moedig jou kind aan om die storie na te vertel. Gebruik klankkaarte of rymkaarte om rympies en klankpatrone te leer. Moedig jou kind aan om woorde te herhaal en reg uit te spreek. Besoek 'n dokter om die wasproppe te verwyder op die korrekte manier. Vreemde voorwerpe. Kinders bly kinders en soms druk hulle self ietsie vreemds in hulle ore. Soms ontwikkel kinders 'n vergroeisel binne die oor wat mediese sorg vereis. Moontlike uitvalle. Moeilikheid om klanke te identifiseer, onvermoë om letters en syfers reg te identifiseer, swak hand-oog-koördinasie, soos struikel oor voorwerpe, onvermoë om te skat hoe ver voorwerpe is, vind dit moeilik om woorde of prente op 'n bladsy te volg. Voorgestelde aktiwiteite. Besoek 'n dokter om te kyk of daar dalk iets vreemds in jou kind se oor is. Bou legkaarte saam en benoem die vorms en kleure. Oefen hand-oog-koördinasie met aktiwiteite soos balvang of teikenskiet. Leer die alfabet deur visuele hulpmiddels soos alfabetkaarte of legkaarte. Moedig deelname aan kuns en handwerkaktiwiteite aan om vorms en kleure te leer. Cochleaire implanting. Cochleaire implanting word slegs in ekstreme situasies gebruik wanneer kinders se gehoor uiters swak is of wanneer hulle doofheid ervaar. Dit gaan baie toetse vooraf en is 'n duur prosedure wat deur 'n span kundige spesialiste gedoen moet word. Moontlike uitvalle. Kinders sukkel met die hoor en verstaan van geluide, klanke of opdragte.
Hulle vind dit moeilik om nuwe woorde te leer. Hulle sukkel geweldig met die uitspraak van klanke en woorde, of hulle kan dit geheel en al nie baas raak nie. Hulle lyk verward wanneer enige iemand met hulle praat. Reageer glad nie op enige auditiewe stimuli nie. Voorgestelde aktiwiteite. Laat toets jou kind se ore by 'n spesialis. Ondersteun jou kind emosioneel. Gebruik prentkaarte om te kommunikeer oor behoeftes. Indien die prosedure klaar plaasgevind het, is dit belangrik om 'n roetine vir jou kind daar te stel om die cochleaire implantingapparaat te onderhou en korrek te gebruik. Indien jou kind groot genoeg is om te verstaan, deel met hom die feite waarom hy 'n implanting het, sodat hulle dit met gemak aan ander kinders kan oordra vir bewusmaking. Pypies in die ore. Pypies in die ore of grommets word slegs voorgestel en gedoen deur 'n oorspesialis. Dit is 'n piepklein pypie wat tydens 'n operasie in jou kind se oordrom geplaas word om verligting te bring van talle oorinfeksies en drukking in die oor. Moontlike uitvalle. Jou kind kry herhaaldelike oorinfeksies. 'n Waterige vloeistof kom uit die oortjies. Jou kind vryf of krap gedurig aan hulle oortjies. Kinders ervaar probleme om te hoor wanneer daar baie ander geluide in die agtergrond is. Hulle kan sekere klankies verwar of mis. Voorgestelde aktiwiteite. Gaan sien onmiddellike oorspesialis indien jy 'n vermoede het dat pypies in die ore verligting vir jou kind sal bring. Verduidelik vir jou kind, indien hulle kan verstaan, wat dit is en waarom dit goed sal wees vir hulle. Jou kind gaan onmiddellike verligting van pyn ondervind en hulle gehoor sal ook verbeter. Skoolverwante take gaan makliker wees omdat jou kind opdragte beter kan hoor. Jou kind gaan minder frustrasies ervaar tydens die aanhoor van opdragte. Gehoorapparate. Dit word slegs aanbeveel deur 'n spesialis indien daar na talle toetse agtergekom is dat jou kind sukkel met gehoor. Daar is 'n verskeidenheid gehoorapparate, maar jou kind se spesialistdokter sal die regte aanbevelings maak. Moontlike uitvalle. Kinders sukkel die hoor en verstaan van geluide, klanke of opdragte. Hulle het moeite om nuwe woorde te leer. Hulle sukkel geweldig met die uitspraak van klanke en woorde, of hulle kan dit geheel en al nie baas raak nie. Hulle lyk verward wanneer enige iemand met hulle praat. Hulle reageer glad nie op enige auditiewe stimuli nie. Voorgestelde aktiwiteite. Laat toets jou kind se ore by 'n spesialis. Ondersteun jou kind emosioneel. Gebruik prentkaarte om te kommunikeer oor behoeftes. Indien jou kind die apparaat ontvang het, is dit belangrik om 'n roetine vir jou kind daar te stel om die apparaat te onderhou en korrek te gebruik. Indien jou kind groot genoeg is om te verstaan, deel met hom die feite waarom hulle gehoorapparate het, sodat hulle dit met gemak aan ander kinders kan oordra vir bewusmaking. Tinnitus. Tinnitus is wanneer jou kind 'n gefluit, gesuis of ander geluide in hulle ore hoor, sonder dat daar regtig 'n eksterne klank is. Moontlike uitvalle. Jou kind kla oor 'n aanhoudende geruis of 'n gesuis in hulle ore. Hulle reageer sensitief op harde geluide. Jou kind vind dit moeilik om te slaap. Hulle kla oor hoofpyn. Jou kind het moeite om te fokus of om stil te bly. Voorgestelde aktiwiteite. Skep 'n rustige omgewing vir jou kind deur stilte te waardeer. Gebruik rustige musiek om die ander geluide te oorheers en jou kind se ore te kalmeer. Leer jou kind om diep asem te haal en te ontspan wanneer hulle geïrriteerd voel. Verseker dat jou kind genoeg slaap inkry en 'n gesonde dieet eet. As die tinnitus aanhou of erger word, raadpleeg 'n dokter vir verdere hulp. Oorinfeksie. Dit is wanneer daar 'n infeksie of 'n inflammasie in die oor van jou kind is. Moontlike uitvalle. Jou kind kla oor oorpyn
wat kan verskil van 'n sagte drukkende gevoel tot 'n skerp pyn. Hulle kan sukkel met gehoor en vra dikwels vir herhaling van inligting. Jou kind het moontlik koors. Daar kan 'n afskeiding of vloeistof uit die oor wees. Jou kind kan geïrriteerd wees of sukkel om te slaap. Voorgestelde aktiwiteite. Plaas 'n warm kompres teen die oor van jou kind om die pyn te verlig. Volg die instruksies van jou dokter vir enige voorgeskrewe medikasie. Moenie water in die oor laat gaan nie, veral as jou kind 'n swemmer is. Gee jou kind 'n veilige en rustige omgewing om te herstel. As die simptome nie verbeter nie of erger word, raadpleeg jou dokter vir verdere behandeling. Vestibulêre sisteem. Dit is die sisteem in die liggaam, in die binneoor geleë en bestaan uit 3 vloeistofgevulde sirkels en die cochlea. Fyn haartjies binne hierdie sirkels wat saam met die vloeistof beweeg. Wanneer die persoon sy kop beweeg, stuur syne na die brein om sekere spiere te laat saamtrek of te laat ontspan, sodat die gewone bewegingsaksies veral balans moontlik is. Moontlike uitvalle. Jou kind sukkel om balans te hou, val gereeld of struikel maklik, weier om op hoë speelstrukture te klim, probleme met koördinasie soos huppel of spring, kla van duiseligheid of hoofpyn. Voorgestelde aktiwiteite. Enige balansaktiwiteite, enige swaai of onderste bo hang aksie, klouter op 'n boom of 'n klimraam, dans of spring op musiek, leer om op een been te staan vir 'n kort tydjie. Gebaretaal. Dit is die vermoë om spesifieke handsyne en bewegings te verstaan en te gebruik om te kommunikeer, veral in die geval waar kinders enige gehoorprobleme ondervind. Moontlike uitvalle. Kinders kan sukkel om te verstaan wat 'n gebaar beteken en hoe om te reageer. Hulle kan sukkel om self gebare te maak of hulle kan onduidelike gebare maak wat moeilik is om te verstaan. Dit kan wees dat kinders nie so vinnig leer hoe om gebare te maak en hulle kan dit dalk minder gebruik om te kommunikeer. Kinders kan verskillende gebare miskien met mekaar verwar of hulle kan dit verkeerd interpreteer. Hulle sukkel om gebare te erken of om te onthou wat 'n spesifieke gebaar beteken. Voorgestelde aktiwiteite. Speel speletjies waar kinders gebare moet maak om te kommunikeer, soos Simon sê, maar met gebare in plaas van woorde. Leer liedjies en rympies waar kinders spesifieke bewegings moet maak terwyl hulle sing. Dit kan hulle help om gebare te assosieer met woorde en betekenis. Moedig kinders aan om verbeeldingsspeletjies te speel, waar hulle self uitdruk deur middel van gebare en bewegings. Dit kan hulle help om hulle gebaretaal vaardighede te verbeter en hulle kommunikasie te versterk. Kry 'n plakkaat met al die gebaretaalbewegings, sodat almal in die gesin dit kan leer. Rus jou kind toe met vaardighede om emosioneel sterk te wees tussen ander mense. Gehoorsensitiwiteit. Dit verwys na hoe sensitief 'n kind se ore is vir klank. Dit beteken dat hulle sterk reageer op geluide om hulle heen. Moontlike uitvalle. Hulle huil of kla wanneer daar harde geluide is. Lyk ongemaklik of geïrriteerd in 'n omgewing met baie klank. Sukkel om te fokus of te luister in 'n groepsgesprek of klaskamer. Kla oor hoofpyn of ongemak wanneer daar baie geraas is. Vermy speelplekke of aktiwiteite waar daar baie klank is. Voorgestelde aktiwiteite. Speel sagte agtergrondmusiek terwyl jy saam speel of huiswerk doen. Leer vir jou kind ontspanningstegnieke aan, soos diep asemhaling, om hulle te help om kalm te bly in 'n omgewing met baie geraas. Gebruik 'n klankboek met verskillende geluide en bespreek hoe elkeen voel en klink. Moedig hulle aan om vir 'n paar minute stil te sit en te luister na al die klanke om hulle heen.
Praat rustig en duidelik sodat hulle kan leer om te fokus op spraak in 'n raserige omgewing. Ek hoop hierdie video het 'n lig op die pad gegooi vir jou. Onthou, jy is nie alleen nie. Saam kan ons die uitdagings van auditiewe persepsie oorkom en 'n helder toekoms vir jou kind skep. Dankie vir jou tyd en toewyding aan jou kind se welstand. Ons sien mekaar weer in die volgende video in hierdie reeks wat jou gaan help met al die terme rondom perseptuele vaardighede en uitvalle. Tot volgende keer.